Hallo julle, terwyl ek nou besig is om te praise en te worship en songs te sing, kom ek nou, onthou ek nou van die storie van my seun. En ek dink, wag, het ek vir julle gou die storie vertel van my seun. Julle, toe ek in Johannesburg gebly het, dink my seun was seker 'n jaar en iets, ek kan nie onthou nie. Ek kan nog nie presies onthou hoe oud was hy nie, was dit 'n jaar of 2 jaar, ek kan nog nie onthou nie. En hy was by 'n kleuterskool gewees in Triomf. So in die oggende, dan gaan lei ek hom af by die kleuterskool in Triomf. Dan gaan lei ek vir Kayla af in Delta Park in Randburg. Dan ry ek terug, dan gaan ek Middestad toe, want ek het gewerk by die Gauteng Department of Education, het ek gewerk, daai tyd. En ek het gebly in Newlands, en het ek daai tyd gebly, julle. En terwyl ek by die werk was, toe kry ek 'n oproep. En hulle sê vir my, ek moet onmiddellik kom na die kleuterskool toe. Net het uit die boom uitgeval en het sy arm seer gemaak. Julle, ek dink nog, het is seker maar nog nie so ernstig nie, maar ek ry toe onmiddellik, ry ek na die kleuterskool toe. En die mense wat vir Johannesburg ken, hulle weet hoe ver is die Middestad van Triomf af. Maar anyway, en ek ry en ek kom toe daar by die kleuterskool, en toe ek kom, toe staan Nate buitekant. Hy staan in die jaarten, maar buitekant. En Nate staan en Nate sy arm hang sy arm af. En ek dink toe, en ek sê vir Nate, lig op jou arm, en Nate kan nie sy arm oplig nie. En ek dink toe die naaste is Medicross, kom ek vat vir Nate Medicross toe. En ek ry en ek jaag met Nate Medicross toe, en hulle sien toe as 'n emergency, hulle roep die dokter, hulle stuur hom toe vir ekstrale, en ek wag toe nou vir die uitslae, en die dokter roep my toe, die dokter sê, mami, ek het baie slegte nuus vir jou. Hy sê, hierdie kind se arm is afgebreek by die ligament, het dit afgeskeer, sy arm is afgeskeer. Hy sê, nou wat ek na die x-rays kyk, jou kind sal nooit weer sy arm kan gebruik nie. Sy arm is beskadig en dit kan nie herstel word nie. Julle, ek skree in hy spreekkamer, ek sê dit is nie waar nie. Ek sê ek aanvaar dit nie, dit is nie waar nie. Die Here het nie vir my 'n kind gegee wat sy arm nie kan oplig nie. Die dokter sê toe vir my, mami, ek gaan die professor bel by Helen Joseph Hospitaal. Gaan ek die professor bel. En ek gaan kyk of die professor nie nou vir jou kan sien nie. Want ek en die professor, ons is goed bevriend. Ek gaan hom bel, mami, dan ry jy nou na Helen Joseph Hospitaal toe. Ek wil hê die professor moet ook kyk na die ekstrale. Laat hy net sien, is dit waar? Hy net vir my bevestig of dit waar is, maar ek kan nou vir jou sê, mami, die kind sal nooit weer sy arm kan gebruik nie. Ek sê nie, is reg. En ek ry en ek jaag met my kind na Helen Joseph Hospitaal toe. En ek kom by die hospitaal en hulle sê toe vir my, nee, hulle verwag my, ek moet gaan na die professor toe en ek gee hulle die x-rays. En die professor kyk na die x-rays en hy sê, nee, is reg. Kom ons stuur die kind, laat hy weer gaan, ek weet nie, was dit vir 'n MRI of vir wat nie, maar ek weet hulle het hom weer gestuur vir scans van hulle wil bevestig. En die professor sê vir my, maar mami, wees maar gereed vir enige ding. En die professor en die suster kyk toe die uitslae nou terugkom van Nate, en hulle hou dit toe nou op, en Nate sit daar by bed, en die armpie hang nog steeds so, en die professor sê vir my, mami, ek is nou baie jammer, ek wil nou net bevestig, dat dit is nou soos wat die dokter gesê het, die kind se arm sal hy nooit weer kan gebruik nie, hy sal dit nooit weer kan oplig nie, die arm gaan ook nie groei, soos wat die ander arm gaan groei nie, die arm gaan so klein bly, want die arm is afgeskeer by die ligament, en ek weet nie waaroor hulle is die arm afgeskeer het, julle, en dit is 'n moslim dokter hoor, en ek begin bid,
Ek begin bid en ek begin skree in die spreekkamer, en ek sê, Here Jesus, Here, U is 'n waarmaker van U woord. Here, U sê, Here, wat ons ook al in U naam vra, dit sal U vir ons gee. Here, U sê alles ons geloof so klein soos 'n mosterdsaad, Here, as ons geloof het, Here, dan sal U dit vir ons werklikheid maak. Ek sê, Here, U het vir my die kind gegee, die kind aan my toe vertrou. Here, U het vir my die kind gegee met 'n arm wat nooit weer sal oplig. Here, in die naam van Jesus, Here, raak my kind aan en genees my kind in die naam van Jesus Christus. Julle, ek bid. Die suster staan, die suster sê vir my, mami, raak kalm. Ek sê, nee suster, en ek bid. Julle, ek lieg nie vir julle nie, die Here is my getuie. Toe ek nog besig is, julle, om te bid en te kere te gaan, toe vat my seun sy arm en hy lig sy arm op en hy beweeg sy arm. Julle, die professor sê, ek is nie 'n Christen nie, ek is 'n moslim, sê hy. Hy sê, maar vandag kan ek getuig, dit wat die Here kan doen, kan ek vandag van getuig. Die suster sê vanuit, jy is te klein om te besef wat dit nou gebeur, sê die suster vir hom, maar jou ma se gebede het jou vandag genees, jy sal dit seker nie onthou nie. Julle, ek het nog nooit, nee, ek kan nie seker nog nooit in my lewe gebid soos duidig, ek het al baie in my lewe gebid soos duidig, maar julle, ek kan weer eens getuig van die healing power van Jesus Christus, en ek het baie sulke gevalle, waarvan ek kan van getuig om te sê, waardeur die Here Jesus vir my en my kinders, my man en my gesin deurgedra het. Ek het so baie stories om te vertel van die genade en die grootheid van God. En ek kan vir julle vandag, kan ek nie vir julle die hele 5 jaar vertel waardeur ek in my familie gegaan het, die julle ek kan nie. Maar as ek eendag kan stil sit en vir julle kan vertel van waardeur ek in my familie die afgelope 5 jaar gegaan het, kan ek vir julle sê, dit is net die Here. Dit is net die Here. En daarom, dit maak nie saak hoe donker dinge vir my lyk, dit maak nie saak hoe sleg dinge lyk, julle, ek hou vas aan die genade van God, omdat ek weet hoe die Here werk. Julle, toe ek werkloos was vir 5 jaar, ek was werkloos vir 5 jaar, ek het nie gedink ek gaan werk kry nie, julle. En kom ek sê vir julle, wie julle, toe my man al vir my sê, vrou, jy moet 'n plan maak, jy moet dit doen, toe sê ek vir hom, ek doen niks, ek wag op die Here Jesus Christus, ek gaan niks doen nie. Julle, ek het gebid elke dag in die huis, en ek het gesê, Here, U het al vir my op verskillende maniere, verskillende tye, het U al vir my gewys dat U is God, en daar is niemand soos U nie. U is groot en U is almagtig en U is op die troon, Here. En ek weet, Here, U gaan weer eens vir my deurkom. En julle, toe kry ek 'n WhatsApp boodskap, julle, van die Patriotic Alliance. Ek kry 'n WhatsApp boodskap van die Patriotic Alliance met 'n job offer. Julle weet hoe werk die Here nie. Ek sê vir julle vandag, julle, ek het nie 'n vinger geverroer nie. Die Here het die werk gedoen. Daar's baie mense wat sê dat die Here kom uit vir die wese, hy kom uit vir die wat voel daar is nie meer moed nie, julle. En vandag kan ek vir julle sê, toe ek voel ek wil die handdoek ingooi, toe kom die Here Jesus Christus, toe kom hy deur vir my. Ek het nie die video gemaak om te huil op die video nie, ek het nie die video gemaak vir enigiets nie. Ek wil julle die getuienis van my seun hoe ek vir julle vertel het. Maar het is nou jammer dat die Heilige Gees het nou hierdie video oorgevat en het nou gemaak dat ek van ander goed te praat wat ek nie wou van gepraat het nie. Maar anyway, 'n mooi dag vir julle verder. Al wat ek vir julle kan sê, moet nie links kykie, moenie regs kykie. Hou julle gefestig op die troon van Jesus Christus. Dankie, bye bye.